My Khoisa susters en broers, julle moet weet, gister en vandag het ons 'n lang pad gekom. Ons is nie halfnaatjies nie, ons is Kaaps. Dit is die doop, belydenis, nagmaal, kerk, oorlog en steel wat ons tot toyings het. Ons die eienaars van grond en vee. Ons is Jonadab gemaan het om nooit te gee. Grond en vee aan die rowers en leuenaars wat met geweld en Bybels ons beroof het van vee en land. Jy het gehoorregte haspien se smaak vir prys gee vir wat gesteel is. Oor jou keuse kom 'n waarheid deur. Dit klink plat, dit klink bot. Dit sê stem NP, bly jy hotnot. Nou moet ons jou trust. Die Bybel maak dit 'n must, maar al wat ek wil sê, ek wil my ouma goed terug hê. Jy wat die gelding jy maak die maklik wegkom. Ag, Pieter, los die kind, want die posstop is nog maar net die plek. Sien jy? Het jy gesien wie se posters is dit? Vredenburg Kultuurkomitee het aan die Sondagdigters. Andre Boesak, Eugene Bukers, Peter Abrams en Patrick Peterson. Toegang gratis. Dit moet rubbish wees. Enigiets waarvoor jy hoef te betaal nie. Wat deel jy mos glad nie en buitendien, nou praat hulle nog van kulture, dan weet jy mos of wat boring wees. Maar sê vir my, ken jy die manne? Maar natuurlik ken ek hulle. Hoe met jy ook? Patrick Peterson is aan hier van Vredenburg. Ek kom uit die Boland uit. Ek is daar gebore en tussen die berge en uit die mooi Boland in die wynlande kom ek. Want ek is in Woesley gebore, groot geword daar, skool gegaan daar. Daarna is ek Wellington toe vir die hoërskoolopleiding. Daar het ek ook gematrikuleer. Ek is toe na die Universiteit van Wes-Kaapland en daar het ek my studies voltooi in die teologie. En dit in kort is waar ek werklik vandaan kom. Ek moet seker teruggaan om te sê dat ek beweeg is om te skryf oor die ongeregtigheid in hierdie land. Dis die tipe goed wat vir my kwaad gemaak het. En ek dink ek is nou nog kwaad. En die nie kwaader nie, want ons het met 'n situasie hier dat die lyne waarbinne alles in hierdie land beweeg, is of wit of swart. En alles wat tussenin gebeur, is nie belangrik nie. So lyk dit nou vir my. Ek het 'n baie groot ongemak binne in myself, om selfs oor hierdie goeters te skrywe. Ek sou ook goed kan deurgaan as storieverteller, maar ek sou werklik, so het ek vir myself uitgemaak, Afrikaanse digter wil wees. Swart Afrikaanse digter, in onderskeiding met die bevoorregte wit Afrikaanse digters, wil ek 'n swart Afrikaanse digter wees. Hierdie gedig is vir Helen Joseph. Ek moet hom probeer opdra vir haar. 'n Sneeuwwitkop wat swart geharnaald haar bolla dra, toring oor gatstam, plooi, teen en sikkel daar. Hoor sy's nie van hier rond nie, die dat sy in haar benoude blok geen klein koppie kry nie. Die gattas het haar vir jare lank gegobba. Vir jare lank was sy syf in die huis gewees. 'n Eersteling om na haar koeste as ouma, 'n pionier wat spielvast staan te wees. Rookstokdraers het harde dae hierdie maag gegee. Tog het sy in die gat gevat of in die stryd gaan dak. Maar altoos weer het sy hoen toe dier gegee, 'n lange te slaan, Azanië toe, sêend ons steek uit. Net soos die Afrikaner al ewig vir jou sê, dat apartheid daar gestel is, omdat hy pyn en lyding gehad het, vanweë die Engelse onderdrukking, Engelse oorlog wat gevoer is, die vyandskap wat aan Engelse kant was vir die Afrikaner. Presies dit sê ek, het ons probeer verwoord in die Afrikaanse letterkunde. Om te sê dat ons pyn en seer kry en dat wit mense en Afrikaners wat in die NG Kerk behoort
en in alle staatsinstellings is. En ek noem die NG Kerk by name omdat ek vanuit die kerk het opgekom het en groot geraak het. Dat daai wit mense vir ons verdruk het. Met die Bybel onder die hart, onder die blad en die duiwel in die hart. Maar dit Boesak, is jy nie die ou wat die kerk se geld Sandy, nou praat jy Nessie Peers. Buitendien, hy's Boesak met 'n Z. Nou praat jy nonsens. Wil jy stryd? Wil jy nog stryd? Jou bliksem, waar het jy jou lisensie gekry? Sorry op jou. Sien jy wat laat jy my doen? Wil jy nog stryd? Kyk aan. Heerlikheid Pieter, hou aan jou broek, ek sê maar net. Andre Boesak is ook 'n Ja. 'n predikant wat by IWK geswat het. Nou mos jy lekker my bek nie. Lyk dis 'n keffie. Sorry. Andre is natuurlik bekend vir sy storievertellery. Daar was eendag twee buurmanne geweest. Een was Jan en die een was Piet. Nou Jan was 'n koerantman geweest. Hy was die redakteur van Der Waarheid. Maar hy kon niks goeds van Piet gesê het nie. Maar eendag toe gaan vang die twee manne saam vis. Piet se hoed val in die water. En Jan sê van bly jy net so sit. Ek sal vir jou gou wys wat hy kan doen. Hy stap bo op die water. En hy gaan haal die hoed en hy stof hom af en hy gee hom terug vir Jan. En toe meen hy mos nou, die volgende dag gaan daar iets moois van hom in die koerant staan. Volgende môre is hy vroegmôre wakker. Toe hy die koerant oopmaak, daar staan dan groot wit swart letters. Jan kan nie swem nie. Ek is basies in die Kaap gebore, maar ek het nooit regtig in die Kaap gewoon nie. Ek het in Simonium groot geword, maar ook so met die een voet in die Karoo. Omdat my pa van Kanaven was, het ek baie dae gebly en ek het meestal ook daar, ek wil amper sê ek is daar geslyp. Ek het in die Parel skool gegaan, gematrikuleer en daarna is ek weg IWK toe om myself te laat bekwam as predikant. En na ek afgestudeer het, is ek vir 7 jaar Lady Grey toe. Wat 'n wonderlike ervaring was en 'n fantastiese invloed op my lewe gehad het. In Lady Grey moes ek skryf want omdat daar so geweldig baie swaar kry was. Mense was naak. Hulle emosie was soos in 'n winkelvenster. Jy het dit elke dag gesien. Dit was vir jou as dit ware soos 'n advertensie. Jy kon dit nie miskyk nie. En dit het iets aan my gedoen en dit het vir my dat het soveel rowe afgekrap en emosie ontwortel hier binne 'n mens. Ek dink dis 'n braakland van stories. Die Smarty Box is een van die min gedigte wat, soos hulle sê, wat ek van die heup af geskiet het. Hy het op die ingewing van die oomblik gekom toe ek en my seun van my vrou sit en wag op die parkeerterrein en ek het doppel hoe hy sit in Smarties eet en ek het net op daai stadium besef dat daar is 'n geweldige ooreenkoms tussen 'n Smarty Box en wat destyds in die land aan die gang was. Ons is vreeslik opgewonde oor die nuwe Suid-Afrika wat gebore sou word, die afwagting, maar almal was nie so opgewonde daaroor nie. En dis waar vir my die hakplek of die cue was tussen die Smarty Box en die nuwe Suid-Afrika. Dis terloops die een gedig wat net soos hy daar op die parkeerterrein die lewe gesien het, soos hy die wêreld in. Die hede en die verlede is in 'n Smarty Box versoen. Vol kleure en geure, swart, geel en groen. Daar's bloues en bruines, almal is rond, saam met pinkes en rooies is almal een bond. Net een ding bly pla en niemand wil praat nie. Ek sien in die boks 'n enkele wit Smarty. My verstaan van die ontstaan van Afrikaans is dat dit by slawe begin het, by die Malayer gemeenskap van die Kaap. Hulle kon nie Nederlands praat nie, hulle kon nie Engels praat nie. En toe mengel hulle hierdie Hollands met hulle Maleisiese grammatika. En toe het Afrikaans ontstaan. Toe ek my oë uitvee
toe hoor ek die taal behoort eksklusief aan ander mense. En dis waar skelm vandag kom en waar ek bloot net tot by die besef kom. Maar dis die taal se eienaar is nie die kaart en transport is die reg, toe skryf ek skelm. En dis wat ek eintlik net wou sê. Die taal behoort in effek aan my ouma en my oupa. Jy is 'n skelm, dit my goed gesteel. Op ons plot met hoenders en ou karre het ons saam gespeel. Met die wet in die Bybel het jy ons laat bad, groot gelieg in ons plot gevat. Jou veiligheidsreëls het my kwaad laat blom, van die plot en die taal was joune alleen. My grootjie moes werk vir 'n lousy ou voetjie. Jou geelhout vloere was 'n heeldag skrop, maar 'n lewe lank het jy haar gerop. Maar in die kombuis het sy Afrikaans gebrei. Jy het dit gesteel en jy wil niks bely. Maar okay my bra, ek het nog die troos. Haar hele lewe lank het sy Afrikaans gebly. En die uit is my broer as jy in die stront. Please explain, waar's my grond? Nou wil ek weet waar's my taal. Nou op Pelly, is dit tyd vir betaal. Ons laities is kwaad en is heel halsvol. Skielik oorheid om jou bloed te help stol. All of a sudden moet ons saam met jou vrees. Nou van die mense die Bybel reg lees. Nou moet ons jou trust. Die Bybel maak dit 'n must. Maar al wat ek wil sê, ek wil my ouma goed terug hê. Eugene Bukes is van Wesbank. Wesbank? Dis mos die ander kant in Mamasbury. Ja, onthou jy nog van meneer Bukes van Woester? Ja, die skeltsmaster. Net so. Is dat Eugene se pa? Eugene? Wat is Eugene, mami? Middag, Genevieve. Middag, Genevieve. Middag, mami. Hallo, Didi. Bandy. Bandy. Ik vraag me niet, mami. Ons praat van dominee Eugene Bukes van Mamasbury die digter. Oh, dis mos hulle wat die konsert gaan hou. Miskien het daar binne jou geslote gedagtes die wenformule vir pryspoesie gelê. Die reëls, strofes, verse wat jou ervaring van lewe eerlik, ongekunsteld, weerloos reguit sou openbaar. Miskien het daar in die lewenskrag van jou vingers die raakvat van intens beleefde emosie geskuil. Die skildering van sin tussen eerste oop en laaste oog toemaak, wagtend om uit 'n pen te vloei tot ewigheid, onsterflikheid. Miskien het daar in die dal van jou lewe 'n tyd gekom dat moeg sinopsis was daarvan. 'n volledige tap was van enige behoefte en poging nog om 'n skepingsvlug hand en hoof te harmoniseer in vers en reël en stroof. Miskien. Ek was in Kaapstad gebore, daar op die randjie van die ou distrik 6 nog. En is groot geword in Woester. Ons het my pa was by een van die skole in die distrik was hy hoof gewees op daai stadium. En ek het my skoolopleiding in Woester gehad, laerskool sowel as hoërskool. In 1980 as ek Ivikato om daar vir my as predikant te gaan bekwam. En ek het in 1987 my studies daar voltooi. In 1989, verskoning 88 het ek as ek as predikant hier op Mamasbury bevestig in die gemeente wat destyds nog die NG Sendingkerk was. En verlede jaar, November maand, het ek 'n beroep na 'n gemeente wat ook hier naby ons lê. Riverlands is die gemeente se naam, soontoe 'n beroep aanvaar. Die gedig miskien is 'n gedig wat ek geskryf het ter nagedagtes van my pa. Dis 'n goeie jaar na sy oorlede geskryf. En ek het dit spesifiek geskryf omdat daar so baie van hom was wat ek eers na sy dood regtewaar verstaan het. Maar daar ook gedeeltes was wat ek nie heeltemal kon begryp nie. Ek weet wel hy het in die laaste paar lewensjare wat aan hom gegee is ook paar verse geskryf. Wat daarvan geword het, weet ek nie. Maar dis hoekom ek juist in die gedig ook die vraag vra of daar nie dalk
binne hom, binne sy gedagtes 'n formule vir poësie geleer het wat dalk pryse kon wen nie. Na 20 jaar gaan hulle huis toe. Die riemvasmakers, wat in die 70er jare Oos-Kaapland toe verskuif is, toe riemvasmaak in die Noord-Kaap weermaggrond geword het. Maar vandag is reeds so wat 100 mense terug waar hulle wil wees, nadat hulle vroeër vertoë tot die president gerig het, James Barkhuizen. Die gedwonge eksodus is uitgevoer. Die riem is losgemaak. Die naaldstring wat bind met die grond van geboorte deurgeknip. Klein ou volkie het ballinge geraak, weggedryf van alles met waarde, ver, ver weg van die groot gariep, herplant op dorre aarde. By die stroompie van niks het ons gesit, ons trane gevloei as ons aan die huis dink. In die stilte van geen sang, moeisaam voortgeploeter, ons gitare in doringbome opgehang. Hoe kon ons 'n loflied in die vreemde verskrikking sing? Hoe ooit dankbaar ons Here nog lof bring? Maar nou het ons teruggekom. Is geboortegrond weer eie grond? Is die psalm in ons hart die vreugdewoorde van ons mond? Die liefde van Jesus is wonderbaar. Wonderbaar, prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons aanbid hom te saam. Die mense verander, die Here nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Sommige ouens sal gaan tuin maak. Hy sal goed gaan plant en sien hoe dit opkom en hy sal die bevrediging hê. Dit is my handewerk. Maar daar staan ander ouens sal een of ander doen het self jobbie in die huis of in sy motor of waar ook al doen. Ek is nie in daai lyn nie. My lyn is die van skrywe, spesifiek gedigte, omdat iets van die kreatiewe innerlike daardeur tot uiting kom. Toe ons geopdag het by Bush, die kampus om en om, langs Modderhamweg af, Polsmoor toe, het ons gesing. Golihlahla Mandela, vry dra ons in die hand, wys ons die pad na vryheid hier aan ons skone Afrika land. Jare daarna, aan een aanhou optog, op God vergete plekke, te veel om te onthou, verlang dat die kinders van die land huis toe kom. Toe jong bloed gevloei het, gekreet, getooi, gerou. Maar vandag het ons geoptog Pretoria toe, om die Uniegebou vry te maak, om te sien hoe die groot legende, wat 'n groter man geword het, nuwe SA se hoof raak. So daar toring hy, in vure edele majesteit, die groot leeu wat met sy brul die wêreld laat bewe. En as hy paraat, Tambo, Lutuli en Hani se bede laat roer, gereed om aan te tree vir verdere stryd. Die gedigte wat opgeneem is rondom die struggle, rondom die bevrydingsstryd, wil ook vir mense sê, en ek weet daar's baie mense wat dit nie wil hoor nie, dat hierdie goed ook moet gesê word. Daar was 'n struggle gewees. Daar is mense doodgemaak in die struggle. Daar is mense ten onregte in tronke opgesluit. Daar is mense wie se families in die tyd van die noodtoestand en selfs in ander gevalle ook as ware geterroriseer is deur die magte van die dag. En ek dink nie ons kan bekostig om te maak asof dit nooit gebeur het nie. So dit sal gebeur noodwendig dat daar van ons gedigte nog iets daarvan wil uitdruk. En ek dink dis goed so, want ons het mos nie maar sommer vir daggie aangekom nie. Ons kom met 'n stuk verlede uit. En ons gaan onsself niks goed doen as ons daai verlede vir watter rede ook al maar sommer sal vergeet nie. So Dede, gaat ze nog vandaan naar je konsert toe? Wel, ik wil gaan, maar je ma denkt het gaat boring wees. Ik sê dit gaat boring wees, hè. Maar waarom kan 'n klomp predikante dan nou eintlik skrywe? Dis die blond, dis die blou, dis die broeklegs wat ek kou, dis die gejaag van my maag wat my na die toilet toe jaag.
Julle sal verbaas wees. Moenie vergeet nie, hulle kom almal uit die struggle toe die system die lewe vir almal op IBK warm gemaak het. Ja, maar ons moet nie die struggle vergeet en die mense wat daaronder gelei het nie. Maar die land is mos nou gelibereerd. So die kinders moet nou 'n slag vir hulle self praat. Ek is nou moeg om te luister van I'm a soldier, I'm oppressed, I'm a prisoner. Hulle skryf nie net oor die struggle nie. Die mense soos ons op skool geleer het van toosjes en daai manne. Sien jy? Wat sê ek nog altyd? Ons het 'n goeie klap weg van apartheid. Ons ken al die boeredigters, maar ons weet nie wie ons eie mense nie. Julle kom saam. Sê nie my skat, ek weet jy sal dit geniet. Die laaste digter, Pieter Abrams. Wel, hy was nie jy's 'n aktiewe of sportiewe persoon nie. Iets wat van 'n boekwurm. Ek is in Wellington gebore. Ek het daar groot geraak en ook daar skool gegaan. Eers by die voorbereidingsskool Wellington, daarna by die Pougedingskool en toe Bergrivier Hoërskool waar ek ook matrikuleer het. Daarna is ek na IWK waar ek in die teologie studeer het. Ek het my bekwam as predikant. Na my studies het ek my eerste gemeente Vryseburg bedien. Daarna was ek 'n jaar in die Oos-Kaap en vanaf 1991 bedien ek die gemeente Hopefield. Ek het aanvanklik begin skryf in Vryseburg, wat ook my eerste gemeente was. Daar het ek baie gelees oor die Afrikaanse letterkunde. Dit was die mense met wie ek elke dag saamwerk, wie se ervarings ek elke dag meemaak. Dit was hulle wat my veral gemotiveer het om te begin skryf. Ons moes gepleit agter die vee, nooit die selfbeskikkingsreg oor grond en dierprys gee, nooit pik en emmer opgeneem. Ons moes trots bly staan het waar ons woon. Nooit gewerk het in die wingerd, wyn gedrink het uit die kan, lui geraak het in die son, huise gebou het langs die fontein. Vasgehou het aan tradisie, water gedrink het uit die palm, vleis gekook het van ons vee wortels geëet het uit die grond, lui geraak het in die son, vele getrek het oor 'n stomp. Nooit velle verruil het vir klere, vleis verruil het vir te pak. Ons kinders vir 'n bietjie geld om in die kolonie klere en kos te koop. Ons, de eienaars van grond en vee, moes ons hierna gemaan het om nooit te gee grond en vee aan die rowers en leenaars wat in geweld en Bybels ons beroof het van vee en land. Ek dink daar is net een ding wat 'n mens onder die mense se aandag moet bring, en dit is as 'n skrywer publiseer, dan verwag hy dat mense hulle werke moet lees, en veral mense in die gemeenskappe waarin ons leef, die gemeenskappe waarin ons groot geword het. Mense graag wil sien dat diegene ook ons werke koop en dit dan ook daadwerklik lees. Staan in die kring op die maat van musiek. Wikkel die voet, skuifel die lyf. Trap stof uit die aarde soos 'n pronkerige haan. Niks anders as dronk wees, as al die hotnots reël, soos Xhosa impies dans. Soos die bruidegom sy bruid, die openingsdans op die vloer troubadour. Ons weet dat in die verlede het Afrikaans, die taal Afrikaans en al sy fasette was in 'n bevoorregte posisie. Deesdae sien ons die neiging dat Afrikaans word eintlik bietjie een kant toe geskuif. Afrikaans word eintlik gemarginaliseer, as ek dit so kan noem. En dit maak dat mense in opstand kom daarteen. Die gemeenskap waarin ek elke dag werk, is mense wat oorwegend Afrikaans praat. En daarom voel ek dat hierdie taal het moontlikhede en daar is 'n groot toekoms vir die taal, vir
As 'n mens oor Prog moet praat, dan is Prog gebore uit die feit dat die nasionale pers, wat op 'n groot mate die uitgewerybedryf beheer het, is Prog gebore uit die nood dat nasionale pers nie rebelse skrywers wou uitgee nie. Klink klaar, duidelik, man, al verander en verduidelik hulle nou vir jou agterna, na die program, is die wit mense nou vir jou verduidelik, agterna, dis die waarie, Patrick Peterson lieg, dan sê ek vir jou hier op Vredenburg aan die Kaapse Weskus, dis die waarheid, en hulle weet dit vir 'n feit. Ek merk nou net op, nou onlangs het hulle verander, man, hulle het in 'n maatskappy, ek weet nie of het 'n opvoedkundige maatskappy met swart mense gegaan nie. Waarvoor is dit? Hoekom het hulle al die jare, lank in die apartheidsera dit gedoen nie? Met ander woorde, dit bevestig net, dat die mense destyds buiksprekers van die regering was. Nou verander hulle, nou dat die land besig is om te verander, die Afrikaners. Ek het geen simpatie hoegenaamd vir wit mense nie. Maar ek het ook nie gaan kla nie. Ons het begin uitgee in die studeerkamer op St. Helena Bay. Allemaal kaartjes hoor. Heel goed, dank voor de ondersteuning. Dankie. Jay is 'n skelm. Ons plot met hoe ons nog kaart tot saam gespeel. Dis graag om ook iets te gee. Dat wil ek eers op lees. Iemand het dit doen. Dominic, ek doen nie gereed. Ons is gereed. Ons is gereed om te begin. Dames en heren, voor de eerste keer aan die Weskus, die Sondagdigters.